Goeiemôre. Het is lekker om julle te sien, het is lekker om in die huis van die Here te wees. Ek dink ons mense kry maar 'n bietjie koud op hierdie stadium, maar het is lekker om elkeen van julle te sien. Al gaan ons mense 'n bietjie siek ook, en van ons mense is weg, maar ons eer die Here vir elkeen wat vanmôre hier is. Terwyl ons sit, kom ons gaan net ons oorsit. Vader, Here, wat 'n voorreg is dit om vanmôre hier te kan wees. Wat 'n voorreg, Here, om U te kan ken as ons God. Wat 'n voorreg om te kan weet, Here, dat ons kan uitroep soos die koordigter sê, my Pa is die koning van die heelal. En Here, U het alles in die hande van U hand. Niks gebeur, Here, sonder dat U dit toelaat het. En dankie dat ons vanmôre, Here, in hierdie plek kan wees, met die uitsluitlike doel om U naam groot te maak. Lord, we just want to glorify Your name. We just want to uplift Your name. We want to sing a love song to You, O God, because we love You so much. You are the center of our being. You are the center of this service today, Lord. It's all about You. It's not about us. It's all about You. Ek bid, Here, dat U net vanmôre by elkeen kom stilstaan wat in hierdie plek is. En Here, soos wat die saam met die krag van God in hierdie plek vanmôre gaan ervaar word, dat dit deur elkeen sal vloei, soos 'n stroom van olie deur elkeen. Ek vra in die kosbare naam van Jesus. En ek dank U daarvoor. Amen, amen. Ek wil net graag nog eers voor ons sit iets met U deel. Woensdaand by die Bybelskool. Die Bybelskool by stadium gegaan oor hoe om my bodem vanaf die bonatuurlikheid te leef. Een van die aspekte op te leer gaan oor worship. En terwyl ons kan vanmôre preek aan een kant kyk, but if we call it worship, we are missing the whole point of everything. Because it's all about God. It's not about us. Het gaan nie om jou op te cheer nie. Kerk gaan nie om mense op te cheer nie. Kerk gaan nie om mense te please nie. Dit gaan net om God te aanbid. En ek wil vir jou vra vanmôre vir hierdie paar oomblikke wat ons het, wat ons die voorreg het om hier te kan sit in hierdie oop kerk om God te aanbid. Wil ek jou vanmôre vra dat jy vir hierdie paar oomblikke sal sê, Here, ek vergeet van alles. Vergeet van my man en my vrou, my kinders, almal wat hier om my sit. En ek wil U vanmôre aanbid met alles wat in my is. Kan ons dit doen vanmôre? Kom ons gaan lekker saam. So ons gaan op die bank vir oggend so opvaders en tiendes. And though these are
hoor die reën van God op jou val. Maak jou hart vanmorgen oop dat God vanmorgen jou hart kan vul met sy goeie reën en met sy laat reën. Just feel the rain coming, just feel the rain coming. I can feel the drops of the Spirit of God coming, falling upon us today, Lord. And let it we can feel your presence in this place, Lord. We feel your tangible presence in this place. It's a moment for miracles. It's a moment for wonders and signs, Lord. It's a moment in this place that you can touch people, change people's lives forever. Touch their minds, touch their soul, touch their spirits. In the name of Jesus. Ja, daai song wat ons gesing het van om die Here groot te maak. Ek wil vanoggend die Here groot maak deur dit wat met my gebeur het. Wat ek die alle eer kom die Here toe. Ek 30 jaar terug. Ek het nie die Here geken daai tyd nie. Ek het eers tot bekering gekom toe ek 45 jaar oud is. Nou 30 jaar terug. Het ek het vir Randwaterraad geboer daar buitekant Alberton. En ek staan die middag op die gras, ek is besig met die pere en hier kom 'n stem, 'n helder, duidelike stem wat sê
ek sal jou kinders na jou toe terugbring. En ek dog, is ek nou besig om koekoes te raak hierso? Want er is niemand om my nie. Ek het die Here nie geken daai tyd nie. Ek het nie in 'n huis groot geword waar die Here erken is nie, en waar die naam van Jesus 'n eervol gebruik is nie. En ek dog by myself nou, nee, iets is nie lekker nie. Maar dit bly toe by my. Ek het met niemand gepraat daaroor nie, en dit het maar by my gebly. En 'n paar maande later, toe is ek en my vrou geskei. My eerste vrou. My 3 kinders van my al weg, en vir 30 jaar was my kinders van my vervreem. Het hulle my so gehaat. Daar was soveel onvergewensgesindheid. Hulle het geweier om my te sien. Ons het glad nie by mekaar gekom nie. En ek het so gesmag om my kleinkinders te sien, want ek het al 12 van die goed. Sê julle Lord Pastor, hulle raak baie. En so 5 weke terug, 6 weke terug, toe's ek en Annelies, moes ons af van Kaap toe met haar suster en goed, en op pad terug, kry ek 'n foonoproep van my oudste seun. Hy sê vir my, waar's pa? En hy sê vir my, pa, ek kon dit nie glo nie. Hy sê vir my, waar's pa? Ek sê nee, ons is op pad terug van die Kaap af. Hy sê, bepaal nie in Pretoria stop nie. Ek sê, hoekom? Hy sê, nee, ons gaan gou ietsie eet. Ek dink, wauw. My seun bel my. En ons het dag by hom gaan eet, en ons het oor 'n paar goedjies gesels, maar nie regtig oor die verlede nie. Want die atmosfeer is verskriklik styf. Ja. Ek dink hy was bang om iets te sê, ek was maar versigtig om iets te sê, en van daar af het die dinge net so verander. En dis 30 jaar. En hier kom my kinders terug na my toe. Ons het nou al gaan saam jag by Messina en dit geniet. Ek sien my kleinkinders in 'n oogwink. 30 jaar. En dit, die mense in Israel, toe pastore praat van hulle, dit gaan oor vertroue. Ek het so vasgehou aan daai woord, want ek het besef toe ek tot bekering kom, dit kon net God wees wat dit vir my gesê het. Want ek het nie geweet, my kinders gaan van my vervreemd wees nie. Ek meen, ek was by my kinders, elke dag. Nie kom sê die Here vir my, ek sal jou kinders na jou terugbring. Maar ek is dan by my kinders elke dag. En dat is 30 jaar. 30 jaar, mense. Ek het nie gedink, dit sou gebeur nie. En hier, ewe skielik, kom die Here. En hy draai alles om. God werk. God ken ons beter as wat ons onsself ken. Dat is 'n feit soos 'n koei uit ons geskape. Elke haar op ons hoof. Hy het ons geskape. Hy weet hoe, waar en wanneer. Prys die Here. Ja, gee die Here lekker lofoffer. Jy weet wat hy sê is so amazing eintlik, want ons besef dat elke belofte wat God jou gegee het, sal nie ledig terugkom nie. God hou sy beloftes. Al vat dit hoe lank, God hou sy beloftes. En ek wil vanmôre vir iemand in die plek sê, as jy 'n belofte by God gekry het, steek jou hand net vir 'n oomblik so op en sê, Here, ek hou daaraan vas. Maak dit so, vat net so vas. Sê net, Here, ek hou vas aan die belofte wat God my gegee het, terwyl jy so sit. Kom gaan ons hierdie koortjie sing en dan gaan ek oorgee vir Pastor Pieter wat vir ons gaan bedien. Dankie Pieter, waardeer dit verskriklik baie dat jy vanmôre vir ons bedien. Terwyl jy so sit, sluit jou oë. Ons sluit en sing hierdie koortjie saam. Genade van God. Genade van God. Grace is found in us as I am.
Geduldig moet wees. Vanus, jou antwoord is in Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Jesaja 60 vers 1 sê, staan op en word verlig, want jou lig kom. Terwyl ons so gesing het, ons begin sing het, 90% van daai liedjies se woorde is in vanoggend se woord vervat. En terwyl ons sing, hef julle hande op. Toe wys die Here vir my duisende engele wat saam met hierdie gemeente hulle hande opgelig het. Ons tema vir vanoggend is God se geleentheid om sy krag te openbaar tydens jou donkerste uur. God sal sy krag aan jou bewys wanneer dit vir jou absoluut donker is. En dit is 'n belangrike waarheid vir elke gelowige dat die uur van Christus se krag wesenlik sigbaar sal word wanneer ons totale hulpeloosheid voel deur omstandighede. Ek gaan nie vir jou 'n diep woord bring nie, maar dit is waarmee die Here die hele week met my besig was. Ons gaan net so vinnig kyk na die bruilofverhaal in Johannes 2. Ek dink julle is almal baie goed daarmee bekend. Toe Jesus by Kana was by die bruilof. Nou ek hou ook van hobbies en ons is baie besig met baie dinge. En elke keer as ek na die nagmaalwyn kyk, het dit vir my besonderse betekenis. Want dit is vir my een van die kosbaarste wonders wat God van die Ou Testament af regdeur tot vandag toe nog vir ons gegee het. En dis om druiwesap te verander na wyn toe. En die wyn word alkohol. En dit is nie 'n eensklapse tegniek of 'n vinnige wonderwerk nie. Dis 'n proses wat baie maande, selfs baie jare vat om 'n uitstekende resultaat te kry. Gaan vra maar vir enige wynmaker of 'n sommelier. 'n Sommelier is iemand wat 'n meestersgraad in wynkunde het. Selfs hulle
kan nie die uitslag bepaal nie. Jare se studies en ondervinding en hulle kennis het hulle ook op die einde van die dag nie sekerheid oor die gehalte of wat die eindproduk gaan wees nie. Solank as die produk nog in vatjies lê in die kelders, dan word dit kort getoets om te kyk na hierdie dinge. Nou aanleiding daarvan verneem ons in Johannes 2 dat Jesus en sy disippels by bruilof in Kana was. En ek dink dat die hele gesin of familie genooi was, want sy moeder was ook daar. En terwyl hulle 'n krisis beleef het Maria na Jesus toe gekom en gesê, die gasheer se wyn is op. Jy sien, op daai oomblik het Maria met 'n geestelike oog gekyk. Sy het geweet, daar waar Jesus is alles honkie-dorie. En dan Jesus se snaakse reaksie teenoor sy ma, want Jesus antwoord daar, my uur het nog nie gekom nie. Wat was hierdie uur waarna Jesus verwys? Onthou by die kruisiging het Jesus gesê, my uur het gekom. Maar hier by Kana by die bruilof praat Jesus van 'n ander uur. Christus se bedieningswerke wat daar pas moes begin. Want kort daarna het hy, nadat hy vir sy moeder gesê het, my uur het nog nie gekom nie, het hy tog 'n wonderwerk laat doen. Hy verander 6 houers water in wyn in 'n splitsekonde. Nie na 20, 30 jaar nie. Nou vra jy vir my, hoekom het Jesus gewag voordat hy hierdie wonderwerk gedoen het? Jy sien, Jesus het gewag tot elke bottel en elke glas op daai bruilof leeg was. En die gasheer vir sy gaste geen raad meer gehad. Hy het nie geweet hoe gaan hy hierdie situasie kan hanteer nie. En ek sê vandag vir julle, Jesus het doelbewus gewag. Omdat hy geweet het, wanneer ons menslike hulpbronne absoluut uitgeput is, dan is ons ontvanklik. Hy het gewag tot niks meer kon help vir die gaste nie. En toe kom daai wonderwerk, want dit was net 'n wonderwerk wat hulle kon help. En die belangrikste les vir ons daaruit, vir elke gelowige is dat Jesus Christus se krag in jou lewe word verwesenlik wanneer jy totaal hulpeloos is. Dan wanneer al ons geloof en ons vertroue weg is, het ons net God om ons vertroue op te pak. Nou wat het pastoor vir jou gesê van die ouens in Bomskuiling, hulle vertroue is 100% op God. Ek dink Jesus het vir sy disippels in die kerk van die toekoms 'n geïllustreerde preek daarmee gegee. Ons God het nog nooit iets gedoen of woorde gesê wat nie ewigheidswaarde gehad het nie. Elke ding in die skrif wat opgeteken is, gaan oor hom. En hy verwys na die onbeweegbare aard en die werk van God. Daar's 'n goddelike lering in alles en ook in hierdie gebeurtenis by Kana. Dit is nie toevallig dat ons in die Bybel daarvan lees. Jesus se uur het iets te doen met die fees wat gebeur het. Sy uur dat daar geen wyn in die bottels was nie, dat geen ander uitweg was nie. Alle menslike pogings misluk het hy die oplossing kom gee. Ons kry hierdie beginsel reg deur die Bybel. In die mens se donkerste uur kom God en hy bewys sy mag. Wanneer ons aan die einde van onsself kom, het God alreeds vir jou 'n oplossing bewerkstellig. Hannes? Die skrif gee vir ons 'n oorvloedige voorbeelde. Kom ons kyk vandag na 2 sulke voorbeelde in Rigters.
Die boek Rigters is geskryf in die donkerste tye in die geskiedenis van die volk van Israel. In hierdie donker tye het God verbasende wonderwerke gedoen. Deur die nederige het hy gewerk. Rigters 6 beskryf Israel in 'n tyd van uiterste armoede. Jaar na jaar was hulle getuister deur die plunderende buurvolk. Die wêreld het wrede Midianiete uitgekom en elke keer as die Midianiete gekom het God se volk gaan wegkruip. Hulle moes in die rande en die gate insteel, want die Midianiete het hulle oeste gesteel, alles afgebreek, hulle het alles kom plunder, sodat Israel keer op keer sonder lewensmiddels agtergelaat is. Wat 'n donker tyd. Hierdie verarmingsproses het jaar na jaar voortgegaan. Dit simboliseer vir ons 'n geestelike dood. En mense kom daarna en soek antwoorde by God. Rigters 6 vers 13. Mense roep uit: "O Here, as God dan vir ons is, waarom gebeur dit? Wat het van sy wonderwerke dan geword wat ons gehoor het?" En vra ons dit nie ook vir mekaar vandag nie. Ons kom op 'n tyd wat jy sê, hoe kan die Here dit toelaat? Hoekom laat die Here hier goed gebeur? As ons ooglopend na die gebeure in die wêreld kyk, veral die gebeure rondom die Midde-Ooste, sien baie mense net met menslike oë en ore. Baie mense sien nie dat dit 'n geestelike veranderende riem teweegbring nie. In hierdie laaste paar dae het die engele in gereedheid gestaan. Dit gaan baie dieper as net wat jy met die oog en ore sien. Dit gaan oor geestelike aspek. Tony daarna verwys. Ons sien die volk Israel vandag ook in bomskuilings invlug. Dit nie 'n herhaling van die geskiedenis nie. Maar ek sê vir jou, dit gaan nie oor wie die magtigste word nie. Dit gaan nie oor wie wen nie en wie beheer het nie. Maar dis 'n oorlog tussen God en Satan. Tussen goed en sleg. Dit is die hele kruks van wat tans gebeur. Die vyand vernietig. Hy haal alles uit. Hy's totaal magsbehep. Daar's 'n boek geskryf in 2011 deur Randall Price, The Truth Behind the Unholy War. As jy daai boek gaan lees, dan sal jy bietjie perspektief kry van wat agter die skerms gebeur. Christene in die wêreld word vandag vertrap, afgemaai. Ons voel dit ook in ons eie huisgesinne goed. Wat ek julle nou verseker, sommige van ons families en kinders word hierdeur geraak. Daar is geweldig baie van ons eie volk tans wat in daai bomskuiling sit. Kinders wat in hospitale lê, wat die wêreld se beste kanker navorsing het, wat 'n week terug is daai universiteit platgevee deur missiele. Maar dit gaan alles oor die heilige oorlog tussen God en Satan. En toe kom God en hy wys vir my, daar is net twee weë. Ons het baie geleer by ons ouers en in die Bybel, daar's net twee weë. Nou ek sê vir jou, ek is nie 'n verklarende profeet nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, hoor die woord wat die Here vir my gegee het vir vandag. Die kerk van vandag het gemaklik geword. Hulle het vas aan die slaap geraak. Ek bedoel nie hulle loop met toe oor rond nie, maar hulle geestelike oë is absoluut bot toe. Die woord sê dit vir ons dat hulle sien, maar hulle sien nie. Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Die kerk van Jesus sien nie die geestelike verandering wat beskryf word in die profeseë van Esegiel, Jesaja, Daniël en ander profete nie. Sommige van hulle kom nou in vervulling. En dit wys vir my dat die kerk ook
'n geestelike doodsheid ervaar. En dis 'n baie ernstige waarskuwing van God in die kerk van vandag. Word wakker. Hou op slaap. Die geestelike verskywing is die voorbereiding van die eindtyd profeseë. Jesus se terugkoms word in gereedheid gebring. En ek vertel julle, dit het al reeds begin gebeur. Die verskywing in die geestelike riem. Nou die kerk van vandag is soos die 10 wat gewag het op die bruidegom. 5 het voorberei en ander 5 was baie gerus. Gedink, hulle kan gaan lampolie soek. Dat daar nog baie tyd sal wees. Wat 'n verrassing toe hulle terugkeer en die deure gesluit was en hulle reeds uitgesluit is. Baie gelowiges in hierdie wêreld en mense wat kerk toe gaan omkant gevang word. Hulle gaan terugkom en sê die deur is gesluit. Dan gaan ons weer terug na Rigter 6 vers 13 toe, waar mense uitroep: O Here, as God dan vir ons is, hoekom gebeur hierdie? Wat het van sy wonderwerke geword? Dan bevestig dit vir my die woord wat van hierdie platform, hier waar ek staan, afgegaan het die laaste 3 Sondae. So bevestiging van daai preke, pastoor Tony. En nou vra baie mense vir jou, hoekom leef ons dan nou in hierdie tydperk? En die antwoord is baie duidelik in die woord van God. Jesus het self gesê, ons as getuienis tot aan die uithoeke van hierdie wêreld sal wees. Ons gaan bevestig dat hierdie profeseë in vervulling kom. Ons kinders, die kleinkinders van vandag, is die opkomende geslag wat gaan getuig van wat ons beleef en gesien het. Daai verandering gaan hulle ook nog uitdra. So geslagte van vandag en van môre is die getuienis dat God se plan in werking kom. Dat die profete van ouds was intercessors en dit altyd vir die volk ingetree wanneer daar oorlog gebied het. God het ingetree. En kom ek gee vir jou so 'n bietjie terugvoering oor die herhaling van die geskiedenis. As ons kyk na die huidige oorlog wat aan die gang is, kan ek jou verseker, net soos wat Moses, soos wat Jesaja tydens die oorlog op die bult gestaan en ingetree het vir die volk, het hierdie afgelope tyd, het minister Benjamin Netanyahu, het hy tydens die oorlog waar mense bomskuilings het hy by die westelike muur God se aangesig gaan roep. Hy het vir God gevra om hulle in hierdie uur te bewaar. Herhaling van die geskiedenis. Sien hierdie wonderwerke raak. Met dit was daar minimale verliese. Dink vir jouself. 450 skatmissiele waarvan net 20 mense gedood is. Absoluut minimaal. So dis God se hand oor sy kinders. In die bomskuilings sing hulle soos koning Dawid voor die ark geloop het vir God se beskermende hand, terwyl hulle geen vrees het nie, maar hulle totale vertroue 100% slegs op God gerig is. Wat vir my hierdie afgelope week baie belangrik was, en ek wil hê jy moet die woorde hoor. 'n Joernalis het vir president Trump uitgevra oor sy besluite in hierdie hele konflik. Weet julle wat het president Trump hom geantwoord? Luister mooi. Listen to God. If you hear from God himself, you will know what to do. As 'n president dit vir 'n joernalis kan sê, het dit vir my groot agting. Kyk die waarheid daarin.
Gaan hoor by God self en jy sal weet wat om te doen. Moenie by mense gaan hoor nie, gaan vra vir God. Kyk vandag om jou rond, die getuienis in die natuur. Gaan kyk in jou eie lewe, hoe God se hand daarin werk. Ek sê vir jou, dis genade op genade en beskerming. En terwyl ek hiermee besig is, wys God vir my 'n prentjie. Die kerk glo, maar die vraag is eintlik, hoe gehoorsaam is ons aan wat God vra? Die prentjie wat hy vir my gewys het, is 2 weë. 'n breë pad met klomp mense op, en langs daai pad is 'n bordjie, I believe in God. En langs daai paadjie, dwaal 'n paadjie weg, 'n smal paadjie, waarop 'n paar mense loop, wat sê, I obey God. En dit is waar die kerk vandag sit. Baie sê, ek glo in God, maar hulle doen nie, en hulle is nie God gehoorsaam nie. En terwyl ek besig was met dit, toe kry ek 'n boodskap uit Palleborwa uit, as bevestiging, offer jou gawes. Ek wil dit vir jou lees. Ek word so deur die nag wakker met die tabernakel, dis die kerk, in my gedagtenis. En wat ons nog steeds kan toevoeg. En ek wonder, kan ek agteroor gemaklik gaan sit? En ek dink daaroor na. Is die kerk nou reg? Is die kerk volmaak? Of is die kerk heiliglik onder konstruksie? Een ding is seker, ek en jy het talente ontvang. Party 2, party 3. Wat doen ons in die kerk daarmee? Wat doen die kerk om die kerk voltooi en te laat groei? Ons het te gemaklik geraak, of moet ons maar ons talente begrawe? Of offer ons talente op, sodat die Here sy wysheid daarby kan byvoeg? Gaan dink so 'n bietjie na. En Eksodus 35 vers 10 sê hy, en almal wat kunstig vaardig is onder julle, moet kom en alles maak wat die Here beveel het. Wat is dit? Jy moet doen wat die Here vir jou beveel het. Die Here gebruik baie normale mense om ook sy werk te volbring. En baie mense uit die kerk besef vandag nie, die stoele van geregtigheid is reeds in Jerusalem gevestig. Dit is deur koning Dawid al gebou. Dit staan in Dawid se paleis. En Jerusalem sal die hoofstad van die wêreld word. Ons het vroeër gesing, as Jesus sy voet op die hiel kom terugsit. Waar is daai hiel? Dis die Olyfberg by Jerusalem. So die geestelike riem is besig om hierdie goed reg te skuif vir die terugkeer na die Olyfberg toe. Baie kerke sien dan nie hierdie wonderwerke gebeur nie. En ek persoonlik dink 'n paar predikers en sendingwerkers voel hulle kan hulle mense so onderste bo uitskit, soos wat jy jou kind so aan die voete vat en jy skit hom uit, dat mense kan wakker word, dat gelowiges kan ervaar, want dit is in hierdie donker ure wat God sy krag aan sy volk bevestig. Kyk vandag na Gideon se geskiedenis. Werklik het die Here 'n verlossing deur die armste man van die armste families, die armstes van die stam van Israel, Gideon gestuur. God het 'n engel na Gideon gestuur en God se engel en Gideon het daai Midianiete totaal en al vernietig. Dis weer eens waar hulle hulpeloos was, waar God kom uitdraf het in die donkerste uur en hulle uitgehelp. Dieselfde beginsels het gewerk as ons kyk na die storie van Debora in Rigters 4 vers 2. Die Here het hulle oorgegee in die mag van die koning Jabin, wat in Kanaan geregeer het. As gevolg van die aggressiewe sonde
val Israel in diep duisternis vir 20 jaar lank. Gedurende hierdie tyd word God se volk weer vreeslik verdruk. En is juis in daai donker uur wat God weer eens sy mag kom tentoonstel het. Toe die volk van Jesus op hulle donkerste uur was, het hy vir Deborah opgewek. Net soos vir Esther, 'n vrou. God het 'n vrou gebruik. Hierdie vrou het dadelik deur die donker uur iets positiefs gesien. Elkeen in Israel het gehuil van angs, behalwe hierdie Godvreesende vrou. Dit sê die woord. Die skrif sê, sy het onder 'n palmboom in die Efraimberge gewoon, waar sy openlik dienste gehou het om mense te bemoedig, hulle geestelik op te lig. En Deborah het toe vir Barak gesê, trek op, want vandag gaan die Here Sisera in jou mag oorgee. Die Here gaan voor jou uit, en Barak het toe gehoor, en hy het geluister, en hy het dit gedoen, daad by die woord gevoeg, en het al hoe meer en meer die oorhand oor Sisera gekry, totdat hulle hom vernietig het. In die Rigters 4 vers 14 tot 24 word hierdie beskryf, want Deborah het geweet dat God in die donkerste uur sy positiewe geloof in haar mense sal tuisbring. En dit is wat hulle gedryf het om te sê, die Here gaan voor ons uit. So in die donkerste ure van die geskiedenis sien ons telkens God se openbaring, sy verlossingskrag. 'n Ander vinnige voorbeeld is toe Josafat aangeval was. Lees ons dat in 2 Kronieke 20 vers 2 en 3 van 'n angswekkende boodskap wat Josafat ontvang. Josafat was bang en het by die Here gaan hulp soek. Vreesbevange het Juda se koning 'n groot biduur byeengeroep. En hulle het die Here gevra om hulle te help. Wat het hy gebid? Here, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons oë is net op U. Hulle het vernietiging in die oog gestaar, geen manier van uitkoms gesien nie. En wat was God se antwoord vir hulle in daai tyd? 2 Kronieke 20 vers 15. Luister, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar vir God. Absoluut het hulle die woord van God gehoor in hulle donkerste uur. Dit het weer die geloof in hulle harte bewerkstellig. Die gees van die Here het al hoe meer gewerk. So het die lofsange en pryse opgestyg na die hemel toe. En God se engel het daai hele vyand omsingel en uitgewis alleen, een engel. Jesaja bring dan hierdie beginsel baie nader as hy profeteer oor die verskyning van Jesus op aarde in die laaste dae. Jesaja het geprofeteer, daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here sy lig. Oor jou skyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies sal na jou toe kom met die lig, en konings na die glans toe van die nuwe dag wat vir jou gaan aanbreek. Dit is vir my so treffend, herhaling van 2 Kronieke 20 vers 15. Luister, moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Hier is nie groot menigtes nie, want die oorlog is nie julle saak nie. Die oorlog in die Midde-Ooste is nie die mens se saak nie. Dit is God se saak. En God gebruik mense. Pastoor het ook 'n video geshare van 'n 16-jarige kind wat in mekaar gestort het en 'n ontmoeting met Jesus gehad. En hy het hierdie hele gebeure wat tans gebeur, beskryf hy daar hoe God vir Benjamin Netanyahu, vir Donald Trump en vir Elon Musk in hierdie tyd gebruik, want die eindtyd is hier voor die deur. Hulle is deur God aangestel vir 'n bepaalde doel.
En Jesaja het gepraat van hierdie uitstraling van die glorie van Christus. Menigte heidense wêreldsmense sal na die lig kom. Hoeveel duisende het die afgelope paar jaar na Israel gestroom om God te gaan opsoek? En dink jy dit was 'n maklike tyd? Nee. As jy gaan kyk na die verhaal rondom Jesus se geboorte, was dit ook die tyd toe Jesus gebore was in die stal, was dit in Israel se donkerste ure. In daai tyd was daar behepsig, losbandigheid, perversie, dronkenskap, vraatsig aan die orde van die dag. Baie boeke is geskryf oor hierdie gruwelike sondes wat in die Romeinse tyd gevolg het. Die hele bekende wêreld van daai tyd was in duisternis gehou. 'n Vreeslike donkerte het oor Israel gehang, oor al hierdie goed. En wat vir my die hartseerste is, priesters het weduwees van hulle huise beroof. Die ongeletterdes het die geestelike leiers verag, hulle die profete en die kerkmense weggejaag en hulle verag. Eenvoudig gestel, in daai dae het blindes rondgelei. Hulle wou nie luister nie. In hierdie digte duisternis het Jesus toe gekom as 'n skeiende lig. Ons weet sedert Jesus se geboorte, daai glorieryke dag, het baie menigtes tot die lig gekom. Duisternis bedek nog steeds die aarde. Ja, in my oë deel ons ook nog steeds met die aarde se donkerste goede. Want ons kan dit aanvoel. Daar's kernbedreiging, mens se slagting, vervolging, armoede en al hierdie goed. Tog is Jesus steeds die lig van hierdie wêreld. Wat 'n wonderlike getuienis vir ons om te sê. As Jesaja hierdie duisternis voorsien het, roep hy ook uit, soos Debora. Jesaja het ook uitgeroep, kom Jerusalem, laat jou lig skyn. Vir jou het die lig gekom. En ek sê vandag vir jou, die wêreld van vandag en kerke moet wakker word, want hulle moet hierdie werklike herlewing sien. Daar gaan herlewing kom. En laat ek vir jou redes gee hoekom ek so dink. Eerste plek is die Heilige Gees getuig saam met ons dat ons die kinders van God is. Daarby het God ook saam getuig deur tekens en wonder van allerlei kragtige dade en gawes wat sal kom volgens sy woord. Ook is die Heilige Gees die getuie daarvan. Nou gee my vra, waarvan dra die Heilige Gees kennis? Die Heilige Gees dra kennis van die uitstorting van die genade op al die geslagte in die laaste dae. Die Gees is die getuie daarvan dat God se werk voorberei word en wat hy nog gaan doen. Daar is tans lewende bewegings onder sommige Christene en sommige kerke. Goddelike bewegings is aan die gang. Daar is herlewing in kerke aan die gang. Pas op dat jy nie dit uitmis nie. So, ons ervaar ook duisternis in die kerk. Dit is so. Hoekom? Want sommige dominasies handhaaf nie streng Bybelse beginsels meer nie. Julle geslag jong mense draai weg van God af. En dit is ure van 'n mens se donker tyd. Dit was altyd so in die verlede en dit sal weer so wees. Dis herhaling van die geskiedenis. Maar in hierdie uur van slegte gees bring die Heilige Gees vir ons die goeie nuus. Die Gees van God se werk wat in die kerk heiliglik plaasvind. Christelike konferensies oor die wêreld verander in onveranderde bidure. Die tyd wat God se mense kla en murmureer, profeteer die profete dat God sal ingryp. Judas 14 vers 15 het Jesus geprofeteer. Kyk,
Die Here kom met duisende heilige engele. Hy sal oor almal oordeel kom vel. Dis vasgeteken. Dit gaan kom. Almal sal geoordeel word. Ons moet hiervoor voorberei. Volgens vers 20 skryf Judas vir ons die antwoord ook waaraan ons moet vashou. Julle moet voortgaan om julle lewe te bou op julle heiligste geloof. Bid altyd deur vir die krag van die Heilige Gees. So as 2 beginsels wat Judas vir ons gee. Julle moet vashou in jou geloof en jy moet bly bid. In hierdie donker ure moet jy bly vertrou. Ons geslag se wyn raak op. En ons het ook 'n wonderwerk nodig. En wyn in die Bybel simboliseer blydskap en vreugde. Wyn is om mense se harte bly te maak. Psalm 104 vers 15. Die Nuwe Testament is die nuwe wyn waarin heen verwys word deur die Heilige Gees. En as ek so na die kerke kyk, in baie kerke vandag, sien ek dat hulle wyn opgeraak het. Hulle het nog gehou by die ou wynsakke. Die glase is leeg. Nou ja, hoekom sê ons so? Want die profeet het vir jou gesê dat sonde neem blydskap en vreugde weg. Dis die sonde wat in jou lewe ingetrek het, wat jy laat posvat het. So ek sê vir jou, hou vas aan die nuwe wyn. Hou vas aan die lig, want die ou goed gaan verbygaan en jy gaan God se kragtige werk sien. Jesus gee dan ook vir ons die antwoord. Jesus se moeder Maria, op die einde van die verhaal sê sy vir die mense en sy disippels, doen julle wat hy vir julle sê. Ek sê vandag, kerk van die Here, luister na sy stem. Die Here sal vir jou sê wat om te doen. Hy is die nuwe wyn. Hy is die bron van blydskap en vreugde. Lees en bid en soek sy aangesig en die Gees gaan vir jou sê wat om te doen. Kortliks in Openbaring 7 beskryf Johannes 'n prentjie wat hy sien van 'n menigte wat voor God se troon staan. 'n Menigte wat so groot is dat niemand dit kon tel nie. Mense van alle rasse, tale, geklee, almal in wit klere wat die Here prys. En dan vra Johannes die vraag, nou wie is hierdie mense wat nou hier staan? En waar kom hulle vandaan? En die hemel antwoord hom, dit is hulle uit die groot verdrukking. Dit mag ook wees dat ons dalk deel van die geslag uit die verdrukking wees waarvan Openbaring 7 praat. Ons weet nie. Maar ek wil vir jou bemoedig vanmôre, hou vas in jou geloof in Jesus Christus. Ter afsluiting, ons lewe in die donkerste tye van die wêreld. Ons sien al hierdie snaakse goed. Tog te midde van dit alles verkondig leraars, predikers, sendingwerkers nog steeds die lig van Jesus Christus. Die lig van Jesus is glashelder soos hy skyn. Maak nie saak hoe die donkerte om jou lyk nie. Ek wil net vir jou sê, hoe donkerder jy in die donkerte verkeer, hoe helderder gaan die lig word. Terwyl jy vir jou geliefdes in die wêreld wat in duisternis is bid, onthou in jou verdrukkingstyd was iemand anders ook besig om vir jou te bid. Iemand het vir verlore siele gebid. So hou aan dat jy ook vir verlore siele bid. Ons het 'n groot werk. Die Bybel sê die arbeiders is min, maar die oes is groot. En dis wat hy bedoel het. Kom ons kyk met nuwe oë uit vir die nuwe toekoms. 'n Ewige tuiste. En dit gaan gebeur. Ons het dan in die lig gekom. Verseker jy ook dat baie ander in die lig kan kom. Dat hulle Jesus kan verwag en dat hy dit wat hy vir jou gedoen het ook vir hulle kan doen. Geef hulle geskenk
van ewigheidswaarde. En dit is die boodskap vir vanoggend. Amen. Dankie, Pastor. Baie dankie, Pieter. Ag, sy het nie oor daar wees nie. As hy een ding is wat ek weet vanmôre, dit wat ek ervaar het terwyl Pieter gepreek het. God soek vanmôre geleentheid in jou lewe om sy krag te openbaar. Terwyl ek die week met die Here besig is een aand terwyl ons bid vir herlewing, sê die Gees van die Here vir my, jy's hier omdat ek jou wil gebruik om herlewing te bring. En die Here sê, maar ek is soos elkeen hier in die heiligheid, dat ek vir hulle herlewing bring. Terwyl Pieter nou praat oor die herlewing, Pieter, toe ervaar ek in my gees dat God vanmôre vir hierdie mense wat hierdie plek sê, God wil deur jou 'n verskil maak. God wil jou gebruik om sy krag te openbaar. Ons is so gefokus op onsself. Ons is so gefokus op wat waarmee ons besig is en wat ons aangaan en met ons materiële dinge en ons is self so gefokus op wat ons verkeerd doen. In plaas van te sê, Here, just use me to manifest your power. Jy sien, ek en jy kan 'n groot verskil maak waar ons gaan. Ek dink vanmôre se boodskap is duidelik vir die kerk van die Here Jesus. Ons moet begin hoor wat God sê en doen net wat hy sê. Sodat sy krag 'n geleentheid kan kry om sy krag te openbaar. Dan sit jy vanmôre in die plek en jy sê, Here, openbaar die krag in my lewe vanmôre. Ek wil nie aanlas by wat Pieter sê, maar ek wil nie uitnodig nie, uitreik nie, maar ek kan nie sonder het gaan. Ek kan nie sonder het uitnodig het gaan nie, Pieter. As jy in die plek sit vanmôre en sê, Here, ek sien 'n change in my lewe. Ek gaan nie die uitnodiging, ek gaan jou nie soebat nie. Maar as jy God nodig het vanmôre, stap van ek. Asseblief, ek wil vir jou doen. As jy vanmôre sê, Here, ek soek dat God 'n geleentheid in my lewe sal skep. Dat jy my lewe, Here, sal kom change sodat die krag van God in my lewe kan geopenbaar word. Sodat God vanmôre in en deur my kan werk, Here. Sal dit so wees. God wants to use you. He wants to change you. Kan ek dit vanmôre sê, terwyl jy jou fokus net op jouself het, ek wil vir iemand in hierdie plek sê, jy is so gefokus op jou foute, en dis wil God jou gebruik. Maar pastoor, ek het so, kyk wat doen ek maak so veel foute. God don't use your power. He uses his power. Hy soek vanmôre net 'n wissel. Hy soek vanmôre 'n instrument in hierdie plek wat kan sê, Here, use me. Let your power flow through me. Gebruik my, Here, as 'n geleentheid om die krag te openbaar. En dan wil jy staan, steek jou hand so oorloop voor. En sê, kom, Gees van God.
Kom vul my op met die heerlikheid vanmôre. Vul my op met die Gees vanmôre, Here. Gebruik my, Here, as 'n geleentheid om my krag te openbaar. Vry om te vergeet van wat jy nodig het. Die Bybel sê, dit is so lief vir die teks wat sê, soek die koninkryk van God en sy geregtigheid en al die ander dinge sal bring word. God sê vanmôre, I just need you to open up yourself so that I can use you. I want to demonstrate my power for you like never before.
Maak my 'n geleentheid, Here, om God se krag te demonstreer. Ek bid vanmôre vir elkeen wat in hierdie plek staan. Dat jy nou elke gedagte gevange sal neem, Here, tot gehoorsaamheid in die Gees. Sal ons vanmôre nie sal uitstap en hierdie boodskap sal minag, of hierdie boodskap van een kant neersit en sê dit was 'n groot boodskap nie. Maar as ons vanmôre sal maak sê, Here, I need the new wine. I need the new wine, Lord. Ek soek die wyn van God in my lewe vanmôre. Sodat die ander mense se lewens kan sien. Ek bid dat die elkeen vanmôre in hierdie plek, Here, sal vat. En ons gedagtes gevange sal neem, Here, om hierdie woord vas te maak in ons hande. Want dis wat die vanmôre vir ons sê. You want to change us so that we can change the world. We sing majesty, sing a song. Majesty, oh gracious, thou in just as I am, empty handed, my life in your hand. We sing majesty, majesty. Forever I live for your love and the beauty of your majesty. We sing majesty. Sing it in your name. Majesty. Your grace is found me just as I am. Empty handed, my life in your hand. We sing majesty, majesty. Forever I live for your love and beauty of your majesty. Vader, dankie vir hierdie dag vanoggend, Here. Dankie dat ons so saam kon gewees het. Dankie dat die Gees van die Here vanmôre tasbaar teenwoordig was in hierdie plek. Dankie dat ons weet, Here, dat ons lofprys en aanbidding vanmôre 'n welriekende geur voor die aangesig was, Here. Dankie dat hierdie ligheid daar versprei vanmôre raak gespreek, Here. Dankie vir die kosbare woord wat Pieter vir ons bring en ek bid dat jy ons sal seën daarvoor, Here. Ek bid, Here, waar ons hier uitmekaar uitgaan, dat jy met ons sal gaan, Here, dat jy sal bewaar, sal beskerm oor die kosbare goed. Ek vra vanmôre, Here, dat jy met ons sal wees, die engele gaan ons bevel gee voor ons uit te trek, ons agterhoede te wees, en van alle kante af te sluit, Here. En dan hier kom toe die lof en die eer, en die aanbidding vir ons hande. En die gemeente sê amen. En amen. Die Here seën. Yes. Ekskuus julle, as ek net vinnig vir julle kan raad gee. Uit my lewe uit. Want dit wat om Pieter gebring het is so kosbaar. Toe om Pieter praat van die Midianiete. Gideon was besig om hulle oes wat hulle ingebring het te probeer beskerm. Dis op daan Rigters. Probeer om dit te beskerm. En hy voel, hierdie Gideon voel so nederig en in 'n absolute donker plek, 'n donker posisie, want die Midianiete besteel hulle en dis iets verskrikliks. En hier kom 'n engel en hy sê vir Gideon, God is met jou, dapper held. Yes. En Gideon dink by homself as maar hierdie ou is hy nou van sy kop. En hy sê vir my, ek is die minste in ons familie, ek is die laagste, ek is die skyn van die aarde, hy is in hierdie donker plek.
Engels sê nog steeds vir hom, gaan in hierdie krag verleen. Nou, ek het vrymoedigheid om vanoggend vir julle te sê, want die tyd wat ek aan Annelies deurgegaan het, was nie 'n maklike tyd nie. Sy het 3 mense gehad wat nou in 2-3 maande se tyd oorlede is. Sy smart. Hoe werk dit? Ons is soms in so 'n donker plek, maar daar is net een manier. Vertrou op God. Ons moet iets doen, net soos wat Gideon 'n aksie moes uitvoer om geloof in God te bewys. Net so moet ons tot 'n aksie oorgaan om ons geloof in God te bewys. Anders beteken ons geloof absoluut niks.